Okay, goeiemôre julle. So aan die einde van April is dit lekker om met mekaar te kom en ek wil net hierdie reeks eindig, drie gedeeltes, 3 Sondae en ek wil net hierdie reeks land met vandag se boodskap. Nou, vandag se boodskap is 'n vinnige kort idee. Ek wil nie julle de mekaar maak nie, ek wil nie julle met my verloor nie. Die punt is nie om 'n klomp vrae noodwendig te beantwoord nie. Die punt van hierdie reeks is vir jou om te gaan dink. Baie van Jesus se stories was sodat mense sou gaan dink en hulle gedagtes van hierdie aarde af opskuif na 'n hoër plek toe. En dis maar hoofsaaklik wat ek hoop julle saam met my doen, is bedink jou Christendom en maak hom skerper, dieper, groter. Okay, maar wat ons gedoen het die laaste 2 weke, is 2 weke terug het ek vir jou 'n belangrike vraag gevra en as jy dit nie gedoen het nie, dis nie te laat nie. Wat is jou Christendom? Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy 'n Christen? Is die vraag ek kan maar opsit daar. Ek dink hoekom is jy 'n Christen? Is die vraag wat ek gevra het. En as jy dit nog nie vir jouself geantwoord het nie, moenie bang gaan doen dit. Jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Hoekom is jy 'n Christen? En ons het gaan kyk na die woorde in Christendom en 'n bietjie gaan dit uitmekaar uittrek en ons het na 'n paar versies gaan kyk wat ontsettend belangrik is. Versies waar Jesus byvoorbeeld na sy disippels toe draai en vir hulle sê, wie sê die wêreld is ek? Is dit op die skerm? Nee, dit is nie. Wie sê die wêreld is ek? Wie sê julle is ek? Ek dink ek het dit, nee, ek het dit nie daar nie. Die blaadjies dan seker. As die blaadjies. Wie sê julle is ek? En dan wanneer Petrus, that's it, ja. En dan wanneer Petrus antwoord, dan kort na sy antwoord, dan draai hy om en hy bestraf sy eie God. Christene, dis ons. Jy moet dit laat insink in jou siel, want deel van Christendom is hierdie verhaal van Jesus. Voordat hy verder afgaan in Jerusalem toe gaan. So, laat hierdie storie vir jou insink, bestudeer dit, oor en oor, lees hom 'n paar keer deur, en vra jouself die vraag, hoekom is ons so baie soos Petrus, wat so aards dink, ons kan nie hemels dink nie, ons Christendom is onder die son, ons moet hom deurbreek boontoe. En dan natuurlik, dieselfde Petrus skryf later hierdie asemrowende woorde, wat ek dink elke Christen moet tatoeëer ergens op sy hart. Sulke mooi woorde. As iemand julle uitvra oor die hoop wat in julle leef, is altyd reg om te reageer. As iemand jou vra, hoekom is jy 'n Christen? Wat se hoop leef in jou? Hoekom is jy 'n Christen? Hoekom is jy nie ateïs nie? Hoekom noem jy jouself 'n Christen? Wees reg om te antwoord. En as jy sit as 'n volwasse Christen wat nou al jare lank die Here dien en ek stryk jou in 'n hoek en ek vra jou daai vraag en jy kan my nie antwoord nie, dit borrel nie uit jou uit nie, dan sê ek vir jou, gaan werk aan jou Christendom. Jy gaan dit nie kry op Sondae nie. Dit gaan nie net uit jou uitborrel omdat jy elke Sondag hier sit nie. Dit kom deur in die oggende saam met hom te sit, 'n pen op te tel, 'n papier op te tel en te gaan worstel met jou eie heil. Asseblief Christene, leefgemeente, kom ons doen dit, ons moet anders wees. So, dis 'n baie belangrike konsep en dan toe word hulle Christene genoem en ek vra hoekom jy Christen genoem word. En toe laasweek, toe kyk ons net bietjie vinnig, wat was ons laasweek? Gaan verby dit, ja, volgende een. Daar, ABCD. So hier is iets om jou te help om te dink, as iemand jou vra, hoekom is jy 'n Christen? Vertel my oor die hoop wat in jou leef, dan as jy dit bietjie oefen, as jy dit met jou kinders deel, as jy dit bietjie met jou vrou daaroor praat, as jy met jou ma, jou tannie en familielede daaroor praat, oefen by mense wat dit dalk gemakliker mee is, dan wanneer 'n kollega of 'n werkspersoon of iemand jou uitvra en jy's paniekbevange, dan gaan dit uit jou uitvloei. ABCD. En al wat dit is in 'n ritme op die skerm is, op jou blaadjies, is net probeer dink aan hierdie ritme. A, die skepping. Alles het geval. Alles het gebreek. Hoekom is jy 'n Christen? Want my verhouding met God is stikkend. Ek gaan dit nie maak nie. Jy verstaan nie, ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n goeie mens, ek is nie goed genoeg nie. Kersfees is alles vir my. Ek is 'n Christen want Kersfees. God het gesien hoe stikkend ons is en het vir ons goeie nuus gebring. Alles begin met Kersfees. Hoekom is Jesus gebore? Want ons was op pad hel toe. B,
Paasfees. Hy het die verhouding kom herstel. Hy het die prys vir my betaal. Dis ongelooflik om te kan gaan en te verstaan dat as Paasfees in jou wêreld opspring, dan weet jy dat jou verhouding herstel is. Dat dit nie meer 'n poging van probeer om beter te wees is nie, maar net dit is herstel. Paasfees is so asemrowend. En dan Pinkster. Ek's ingebou in iets groters. Ek is in 'n gemeenskap van gelowiges en yster slyp yster en ek wil dit nooit mis nie en ek is daar saam met mense en hulle hou my dop, hulle kyk na my en hulle sien my leef en ek is ingebou in iets groots wat hy gaan kom haal eendag as hy terugkom en dis vir my 'n groot voorreg om Pinkster, die Heilige Gees in my te laat werk in hierdie wêreld. En daarom, hoekom is ek 'n Christen? Want ek word uitgestuur. Ek leef. Ons is die sout. Ons is die lig. Ons dra die antwoord. Arrogante einde van jou getuienis. Ek noem dit arrogant, dis die verkeerde woord, maar ek noem dit die wêreld dink jy is arrogant, maar dis hoe jy moet eindig. Christenskap is die lig vir die wêreld. Christenskap is die sout vir die wêreld, want ons is Christus kinders. Ons lyk soos hy. So leef soos ek. Hoekom is jy 'n Christen? Nou hierdie week wil ek afeindig met wat Christenskap onaangenaam, onsmaaklik, de mekaar en verwarring veroorsaak. Die rede hoekom meeste mense nie kerk toe kom nie, die meeste mense sê hulle is Christene, maar nie Christenskap uitleef volgens my ABCD gedagte nie, hoekom Christenskap vir baie mense lyk soos, dis 'n kulturele ding, of is maar iets wat jy sê, want jy wil nie hel toe gaan nie, of jy hou vas, jy skep. Hoekom is Christenskap so moeilik vir baie mense? Want dit is eintlik baie eenvoudig. Maar dit is nie altyd baie maklik nie. Vandag se boodskap is net om jou te laat gemaklik voel met die feit dat Christenskap is vir baie mense 'n moeilike konsep as gevolg van vandag se idee. Dis al wat ek by julle wil los. Wees gemaklik daarmee. Jy gaan praat met mense wat sukkel met vandag se preek, met vandag se boodskap. Jy gaan in kerke wees waar totale kerke sukkel met vandag se preek en vandag se boodskap. En dit bots met ons. En dit maak ons beklei en stry. En ons hoef nie altyd nie. So, vandag se boodskap. Ons leef in 'n wêreld vol reëls. Jy kan nie oor dit kom nie. Die wêreld is vol reëls en regulasies en hulle is daar, hulle word nie gevolg nie. Ons leef in 'n land waar die reëls en regulasies nie eens raak sien nie en elkeen doen net wat hy wil soos in sy hart is. Die storie van die boek Rigters. Ons leef in 'n wêreld waar God se reëls glad nie meer saak maak nie. Patreëls is net 'n gedagte. Okay? Patreëls versier die pad. Ek weet nie hoekom daar 'n rooi liggie skyn nie, want dis net 'n Kersfees tree. En so, ons leef in so 'n tipe wêreld en as Christene is dit gevaarlik wanneer ons nie verstaan hoe belangrik God se reëls en regulasies is nie. Sommige reëls in jou wêreld noem ek, is net voorbeelde wat ek probeer skep, jy kan jou eie gedagtes oopmaak, maar noem ek natuurswette. My voorbeeld vir vandag is gravitasie. Jy kan natuurswette ignoreer as jy wil, maar jy gaan 'n prys betaal elke keer. Elke keer. Want dis 'n wet wat hoër is as jy. En jy kan sê, ek kan oor dit loop, maar jy gaan 'n prys betaal as jy dit ignoreer. Jy kan dinge doen om gravitasie buigbaar te maak. Jy kan vlerke op jou rug vasmaak, jy kan 'n parachute op jou rug vasmaak, jy kan 'n klomp goed doen wat maak dat jy van 'n berg kan afspring. Maar jy doen dit bewus van gravitasie. Die dag wat jy van 'n berg afspring en jy respekteer nie gravitasie nie en jy bungee jump sonder die koord en jy respekteer nie God se onbeweegbare reëls nie, sal jy elke keer 'n baie hoë prys betaal. Of jy daarvan hou of nie. Of dit jou pas of nie. En of jy in 'n emergency en 'n noodgeval is en dis die kortste pad na waar jou noodgeval is.
As jy ignoreer dat daar 'n kloof tussen jou en waar jy wil wees is, en jy dink jy kan net bid en net gaan jy agterkom, jy gaan elke keer 'n baie hoë prys betaal. Maar dan is daar reëls, en ek doen dit want van my vriende in die kerk sal verstaan hoekom ek hierdie een kies, maar van die reëls is net klein, dood eenvoudig, spoedreëls. Dis spoedbeperkings. Dis 'n reël op die pad wat daar gesit is om vir jou te sê, wow, stadig oor die klippe. Okay? Jy's bietjie te vinnig. Ek leer my dogter kar bestuur. Ek sê, wow, jy kan my petrol los, stadig. Dis 'n spoedbeperking. En as jy hierdie tipe wette wat mensgemaakte wette is, vir jou beswil, ja, sekerlik. Goed vir jou, ja, sekerlik, maar mensgemaak, verseker. Ek moet oppas want dit gaan op die internet, maar soms is 60 net 'n voorstel. Soms het ek 'n noodgeval en ek moet ergens kom. En dan is 60 'n mooi voorstel. En daar is tye wanneer jy die mensgemaakte reëls breek en geen prys betaal nie. En daarom breek ons hulle gereeld. En daar is tye wanneer jy 'n klein prys betaal, en afhangende van hoe ryk jy is, soos ek sal ry soos ek wil, hier is jou R1000, ek gee nie om nie. Soms is die prys wat jy betaal niks seggend. Soms is die prys wat jy betaal te duur. Maar elke keer wanneer jy 'n mensgemaakte reël breek, is die prys eintlik betaalbaar. Dis wanneer jy die mensgemaakte reël breek en in konflik kom met 'n godgemaakte reël, waar tragedie tref. Jy sien, niemand gaan dood, sê speed kills. Dis 'n leuen. Pastoor, moenie jaag nie, spoed maak dood. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Het jy al Formule 1 gekyk? Het jy al gekyk hoe vinnig ry mense? My sê spoed maak dood. Die spoed is lekker. Weet jy wat maak dood? Gravitasie. Die wet van gravitasie en spoed. Die wet van as iets beweeg en iets beweeg in 'n ander rigting en hulle kom in konflik met mekaar en 'n reël wat God daar gesit het en ewe skielik is jy dood. Nie as gevolg van dat jy vinnig gery het nie. As gevolg van dat jy vinnig gery het en nie verstaan het, jy kan nie regtig hierdie ding tref wat hier voor jou is nie, want dit sal nie werk nie. Wat sê ek? Spoed, beperkings, want as jy menslike wette ignoreer, gaan jy kop aan kop te doen kry met God se wette. En dis onbeweegbaar vas. Dis nie soos menslike wette nie. En in Christendom raak ons baie de mekaar oor hierdie twee feitelike konsepte. As jy gravitasie ignoreer, val jy altyd hard. As jy spoedbeperkings ignoreer, hang dit maar van die situasie af, te doen regtig. So die vraag is, wat is soos gravitasie in Christendom en wat is soos 'n spoedbeperking? Gravitasie, in my manier van dink tydens hierdie boodskap, is gravitasie is 'n onveranderlike waarheid van God. En daar is niks wat jy kan doen daaromtrent nie, al haat jy dit. Jy kan dit nie ignoreer nie, as jy doen, gaan jy 'n prys betaal, dan is daar. Dis nie 'n opsie nie, dis daar. Dis onveranderlik, dis vas. Hebreërs 13 vers 8 sê dit so mooi as dit sê, Jesus die Christus, ons weet nou al wat dit alles beteken, Jesus Christus bly steeds dieselfde gister, vandag, tot in aller ewigheid. Daar is niks beweging binne in wie hy is nie. Hy is soos 'n rots wat daar staan. En as jy dit ignoreer, gaan jy altyd 'n baie hoë prys betaal. God verander nie, sy waarheid verander nie.
Maar spoedbeperkings is anders. Vir my, spoedbeperkings, 'n menslike toepassing, menslike hulp, menslike leiding, menslike beskerming, dinge wat God selfs vir ons inbring as beperkings, as beskerming, wat ons beskerm sodat ons nie ons breek teen wie hy is nie. Nou gravitasie in Christendom, en jy moet hieroor gaan dink. Maar ek gaan jou 'n paar dinge noem. As 'n vrou, 'n biskop, 'n vroue pastoor, noem maar wat jy wil. Dis wat sy sê sy is. En sy staan op in 'n Christelike konferensie. Baie kerke daar verteenwoordig. En sy staan op in die konferensie en sy sê die volgende: God leef, en almal juig en klap hande. God praat steeds, almal juig en klap hande. Hy het nie ophou praat nie, almal juig en klap hande. En sy sê, daarom kan daar nie 'n boekend op die Bybel wees nie. Ons moet die boekend van die Bybel afhaal, en soms, 2000 jaar later, moet ons begin heroorweeg as leiers in die kerk, om 'n Nuwe Testament te skryf. Want en dan noem sy 'n paar dinge wat sy nie van hou nie. Dan noem sy 'n paar dinge in Christendom wat die wêreld haat. Dit keer hulle om Christene te word. En dan sê sy, dis tyd om hierdie dinge te herdink, uithaal op een stadium. Nou mense juig, by the way, mense is excited, mense raak opgewonde daaroor, 'n paar mense, jy hoor hulle in die agtergrond, jy weet, preach it en preek dit, en op een stadium sê sy, dis tyd. Ek vra julle as leefgemeente, julle sê, pastoor, dis nie ons nie. Ja, ek vra julle as leefgemeente, hoe hanteer jy dinge wat jy nie van hou in Christendom nie? En is daar goed in Christendom wat jy ignoreer, want jy hou nie daarvan nie? En hoe hanteer jy dinge wat ander mense sê, wat jy weet nie van God afkom nie? Hoe hanteer ons mekaar? Hoe voel jy oor die Bybel? Nou gravitasie wil ek 'n bietjie opsom in 'n paar dinge, en jy kan dit uitbrei. Eerste ding wat ek wil sê, is 'n paar logiese goed. Die evangelie is gravitasie. Wat bedoel ek daarby? Ek lees vir julle Korintiërs 15, net so 'n paar versies. Hoor Korintiërs 15. Die kern van die boodskap was dat Christus, soos in die Bybel staan, die Ou Testament, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die Ou Testament staan. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. Jesus, die Christus, die evangelie, as jy daaroor begin komprimeer, dan maak niks anders sin nie, dis gravity. Ek het met Christene te doen wat by my sal kom staan en vir my sal kom sê, hierdie moslim is 'n goeie ou. Kyk hoe goed is my broer. Ja, my broer is nie 'n Christen nie, maar hy is so 'n goeie mens. Hy doen sulke goeie goed. Pastoor, hy doen beter goed as jy. Hy verloor nie sy meer so baie soos jy nie. Hy sagkens, hy werk beter met mense as jy. Vir my kom staan en sê hy gaan hel toe nie. En ek soos, my vriend, jy praat oor spoedbeperkings. En ek breek hulle. Verseker. Jy maak gravitasie 'n spoedbeperking. Jou broer gaan hel toe. Want hy dink hy kan van die berg af spring, want hy's 'n goeie mens. Hy verstaan nie, dat as dit nie vir Christus is nie, dan is alles wat ons doen, ons spoedbeperkings, dat ek in die spoedgrens bly, waardeloos, en is ons nog vasgevang in ons sonde. Jy sien, as jy begin verander aan wie Jesus is, dan maak niks anders sin nie. En ons as Christene glo dit, ons sê ons glo dit, maar hoor hoe praat jy, hoor hoe dink jy, hoor hoe praat jy met jou vriende, hoor hoe skie is jy om jou vriende te vertel oor Jesus, want
jy's nie eintlik bekommerd nie, jy dink nie aan redding nie, dis nie iets vir jou wat belangrik is nie, dit pla jou nie as jy bid in die aand nie. Jy het opgegee op die redding van familielede en vriende. En dit moet jou pla. Die tweede ding wat 'n gravitasie is, wat vas staan en jy moet oppas hoe jy daarna kyk, is verlossing deur genade. 'n Baie moeilike een wat baie goeie Christene baie mee sukkel. Efesiërs 2 vers 8 en 9. Julle verlossing kom nie uit julleself uit nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Hoeveel Christene in die wêreld van Christendom doen dinge sodat God werk hard, doen sekere dade sodat God voel skuldig oor iets en dan koop hulle 'n bossie blomme vir God. En dink dat deur wat hulle doen, hulle God se genade kan koop. En elke keer wanneer jy sy genade koop met 'n bossie blomme, het jy nie sy bloed nodig nie. Want jy het mos nou betaal. Die hartseer is net, dis drek in sy oë. En sodra jy die blomme oorhandig, vrek dit in sy aangesig. Want daar is geen ander prys wat hy aanvaar as sy eie lewe nie. En as dit nie vir jou genoeg is nie, as jy nie gemaklik kan raak in die wete, dat jy kan rus in wie hy is nie, dat al die ander dinge wat jy doen, iets anders is as jammer en verlossing nie. En ons hou nie daarvan nie, want dit voel so asof, maar ons moet iets doen, ja, maar as jy nie gemaklik raak met hierdie nie, dan gaan jy dit as 'n spoedgrens hanteer, en jy gaan seer kry, ja, baie seer kry. Nommer 3, Jesus is die enigste weg, ek het nou al gesê, ek wil dit wees, ek wil dit oor en oor sê, Johannes 14 vers 6, Jesus se eie woorde, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Hy's nie een van baie nie, hy's die enigste. Julle sit hier en sê, pastoor, we know, we here, ons is met jou, amen. Ek hoor jou. Leef dit. As mense nie so leef nie, en jy gee 'n klein bietjie om oor hulle, konfronteer hulle. Ons is so bang vir konflik. Maar wat gebeur as die man reg is om te spring van 'n kraans af? Hoe weet jy hy leef nog môre? Wat 'n arrogansie het jy om te dink ons gaan vir altyd lewe hier op aarde? En so ergens binne in jou, as hierdie vir jou gravitasie is en jy hoor iemand praat asof ja, ons moet net God leer ken. Ons moet net ons goddelikheid ontdek. Ons moet net, as jy hoor mense dink so en jy het enigstens iets met hulle te doen en moet saam met hulle leef, wie sê jy is Jesus? Konfronteer hulle. Julle in verhouding natuurlik, in vriendskap. Hierdie is nie 'n preek oor hoe jy evangeliseer nie. Hierdie is 'n preek oor moenie wegskram van evangelisasie af nie, want dis nie 'n spoedbeperking nie. Dis nie 'n goeie idee nie. Dis nie iets wat jou help nie, dis nie iets wat jou finansies groei nie, dis iets wat jou huwelik bymekaar hou nie. Jesus is nie iemand wat die kanker uit jou liggaam laat uitval nie. Dis nie net iets wat ons doen, want is 'n goeie idee op aarde en dit laat ons almal saamleef en mekaar lief hê nie. Vir ons om almal lekker saam te leef hier op aarde en 'n lekker lewe hier op aarde te hê, sal ons almal saam 'n sekere liedjie moet begin sing. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. Imagine there's no God above us, only sky. Imagine all the people living just for today. There's no God, it's just us. Ja, dit klink mooi. Imagine. Dis al wat mense uit jou mond uit wil hoor. Want hulle is vol spoedbeperkings. Vol wette. Hulle verstaan nie gravitasie nie. Sonde is 'n werklikheid wat lei tot jou dood. Dis nie dis nie 'n spoedbeperking nie. Die loon van die sonde sal jou dood wees. En so daarom, hoe dink jy oor sonde? Romeine 3 vers 23 sê dit so mooi. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hoe maak jy dit ligter?
Hoe maak jy dit mooier? Hoe maak jy dit sagter? Hoe verander jy dit van 100 na 60 toe, sodat dit net stadig, hier's 'n skool hier naby. Jy kan nie 100 hier ry nie, hier's 'n skool. Rustig pastoor, jy ry bietjie vinnig hier in die dorp. Maak net jou 160 vir my. Dis nie 'n spoedgrens nie. Kom uit my pad uit. Ek gaan sê wat ek gaan sê. Want dis gravitasie. Die berg het 'n einde. En as jy net een tree oor die kraans gee, val jy tot jy ophou val. Daar is niks wat jou val gaan keer nie. Dis belangrik dat Christene hierdie laat insink. Ag, laastens, ek wil maar net 5 goed neergeskryf het om tyd. God se natuur, God se wese, wie God is non-negotiable. Dis nie onderhandelbaar nie. Jy kan nie begin besluit wie God is en nie is nie. Jy kan dit net nie doen nie. As jy dit doen, gaan jy doodgaan. Jy kan nie sê vir God sê wie hy is nie. Petrus het dit probeer en hy was die duiwel genoem. Petrus het probeer om vir God te vertel wat God moet doen en die prys was groot skande op sy naam. Inteendeel, 'n selfverwyd wat selfs na Jesus se opstanding nog steeds binne in Petrus gewoeker het. Here, gebruik Johannes, ek is good for nothing. Totdat Jesus hom herstel het en gesê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wat ek vir jou sê. Jakobus 1 vers 17 sê dit vir my so mooi, die Bybel is vol hiervan, Maleagi, as klomp Ou Testament verse oor, so 'n paar Nuwe Testament verse, maar hoor hoe mooi sê Jakobus, die boetie van Jesus dit. Die Vader van hemelligte, die Vader van die son, die Vader van die sterre, die Vader van goed wat nie verander nie, dis elke aand daar, dis elke dag daar, dis onveranderlik, jy kan jou horlosie stel by die son tipe effek. Die Vader van die hemelliggame, hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is. En jy hou dalk nie daarvan nie, of wat gaan jy daaromtrent doen, soos Job gesê het? Weet jy die arrogansie van Job? Hy kyk na God, onbeweeglik vas, en Job kry seer, as gevolg van God se onbeweegbaarheid. Job slaan sy kop die hele tyd teen God en Job bloei. En eventueel sê Job, as ek jou kon hof toe vat, dink ek sou gewen het. Ek dink ek's reg en jy's verkeerd. En God begin sy mooiste papa speech vir 'n klein seentjie. Jy verstaan niks nie, Job. Ek staan vas. Hierdie gravitasie kan nie verander nie. Moenie daarteen breek nie. Dis nie 'n spoedbeperking. Ek is nie 'n spoedbeperking. Wat is 'n spoedbeperking? Want dis eintlik, hierdie is belangrik want ons maak baie droog goed wat ek wou noem en nie wil noem nie vir tyd onthaalwe. In die kursus gaan ons ook verseker 'n bietjie hieroor praat, oor die dieper, moeiliker konsepte hieroor praat, maar wat is 'n spoedbeperking? Nou, as 'n paar dinge in die kerk wat spoedbeperkings is en ons beklei te veel hieroor. Ons beklei hieroor en is onnodig. Ons beklei hieroor en is onnodig. Sommige van ons is net beter bestuurders as ander. Okay. Sommige van ons kan 80 ry, sommige van ons moet eerder maar net 40 bly. Okay, dis nou maar nee, ek speel. Sekere drywers is net beter. Niks met gender te doen nie, moenie waar nie vrouens, julle is mooi drywers. So die punt bly staan is, sekere mense kan sekere spoedbeperkings beter hanteer, sekere dinge beter hanteer. Maar op die einde van die dag is hierdie dinge wat bietjie verander, gebaseer op hoe naby jy aan 'n skool is, of jy op 'n hoofweg is, wie om jou staan. Maar as jy hierdie goed ignoreer, gaan jy seer kry, want dit keer jou om nie van die kraans af te ry nie. Dis my prentjie wat ek vir julle opgesit het vir hierdie preekreeks. Is as jy by 'n berg ry en die pad maak so, is 'n spoedbeperking belangrik. En jy kan vinniger ry as jy wil, jy het dalk 'n fancy kar, jy het 'n sportsmotor, jy dink jy kan goed doen. Dis interessant, dis gewoonlik die sportsmotors wat onder op die kraanse lê, nê. Nie die familiekarre nie. Dis die motorfietsse en die spoedjaars wat op die onderkant van 'n kraans lê, maar op die einde van die dag kan jy jouself gaan geniet, maar hier's die probleem. Wat is 'n spoedgrens? Nommer 1, ek noem net 'n paar goed. Ek
ek neem nie goed want ek wil hê julle eie gedagtes moet by die huis hieroor gaan wonder, hoor. Dis hoekom ek dit doen, net om julle gedagtes aan die gang te kry in julle eie leefstyl. Een van die dinge wat ek vinnig wil noem is kerkstyl, die manier van kerk hou. Dis nie gravitasie nie, hoor. Dis 'n spoedbeperking. Jou styl van kerk is nie gravitasie nie. Hou op om te veel mense soos Link en mense soos die Anglikaanse kerk sleg te sê. Hulle style is anders. Jong mense, daai kerke is nie dood nie. Ek het al Pinkstermense gehoor sê die Heilige Gees is nie in 'n Anglikaanse kerk nie, want kyk hoe staan almal daar. Loof die Here. Die Heilige Gees is nie daar nie. Bly stil. Bly stil. Wat weet jy? Jy's 19 jaar oud. Bly stil. Kerkstyl verskil. Mense verskil volgens ouderdom en taal en kultuur en hoe hulle die Here wil aanbid. En vir jou om mense net te beswaarder want hulle haal hulle smoke machine uit en maak 'n disco op die stage. Wees net baie versigtig oor hoe jy praat oor die liggaam van Christus. En kerkstyl is nie gravitasie nie. Hoe jy die Here aanbid is nie gravitasie nie. Moet jy die Here aanbid? Ja. Hoe jy dit doen? Was 'n interessante storie in Jesus, waar hulle na Jesus toe kom en sê, Here, maak hulle stil, maak hy mense stil. En Jesus is soos, nee, hulle praat oor my, hoekom? Hoekom sal ons hulle stil maak? Hulle loof my dan. Ek gaan vir julle 'n Psalm lees, en dan wil ek hê julle moet verstaan hierdie hele Psalm, die begin van die Psalm is gravitasie. Die einde van hierdie Psalm is 'n spoedbeperking, en dit is die laaste Psalm in jou Bybel. 'n Psalm wat veronderstel is om te gaan oor loof die Here, né? Hier is die laaste Psalm in die Bybel. Ek lees vir julle die hele Psalm, want hy's net 6 versies lank. Hoor gravitasie. Dis baie mooi. Loof die Here. Dis nie 'n spoedbeperking nie. Dis 'n opdrag. Loof God in sy heiligdom. Dis nie 'n spoedbeperking nie. Loof hom onder sy magtige uitspansel. So jy loof hom in 'n kerk, jy loof hom buite die kerk. Dis 'n spoedgrens, dis soos, okay, waar ook al jy hom wil loof, loof hom net. Wat is die gravitasie? Loof hom. Wat is die spoedbeperking? Wherever. Loof hom vir sy magtige dade. Loof hom vir sy eindelose goedheid. So loof hom vir wat hy doen, loof hom vir wie hy is. Whatever. Loof hom net. Moenie stil bly nie. Loof hom met die ramshoring. Asseblief nie hier by leef nie, hoor. Ek vra julle baie mooi. Plaas hom miskien 1 keer, 2 keer, kom vra my toestemming, maar asseblief. Okay? Nee. Maar dis in die Bybel, hierdie kerke wat hulle ramshoring so blaas uit die tannie se ore tyd. Jy moenie hulle sleg sê nie, hulle doen net wat die Bybel sê. Loof hom met lier en harp. Julle beter vir lesse gaan. Julle wat nie harp speel en leef nie, wat's fout met julle? Die Bybel sê dit dan. Loof hom met harp. Michelle, daar gaan ons. Loof hom met tamboeryne. Asseblief, dis soos die ramshoring. Asseblief tannies, moenie begin om die ding te skud en dink jy het ritme nie. Dit ek hou nie, ek het nooit daarvan te veel. Dit is vir my net by konferensies ja, maar elke Sondag ek hou nie. Loof hom met koordanse. Ek kan nie op die Here fokus as tannies hier voor en rond te spin en lintjies het. Julle hou daarvan, van julle is mal daaroor. Ek check hierdie tannie uit en ek dink soos wat maak sy? Nou moet ek my oë toemaak, maar kort wil ek kyk wat se ding doen sy. Ek sukkel om op die Here te fokus in 'n kerk as tannie koor. Gaan staan agter, doen dit. Dis in die Bybel. Maar doen dit agter. Sodat nie almal na jou hoef te kyk nie. Nou sê hulle, "Jy's pastoor, jy's lelik." Ek weet, spoedbeperkings. Maar dis in die Bybel. Loof hom met snaarinstrumente en fluite. Loof hom met die klanke van simbale. Ons het die dromme daar om Bybels te wees. Ons wil net sê, dis gravitasie, daar's ons dromstel. Ek weet nie, enigeen, daar kom doef, 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 kom irriteer almal. Kom, speel dromme, ons het hulle hier, ons het die simbale hier. Laat alles wat lewe die Here loof. Loof die Here.
Wat is gravitasie en wat is 'n spoedgrens? En moenie die twee met mekaar mors nie. Daar's kerke wat glad nie instrumente toelaat nie. Daar's kerke wat te veel instrumente toelaat. Luister jy, hou op. Hou op om spoedgrense gravitasie te maak. Hou op om gravitasie spoedgrense te maak. Dis in die Bybel. Jy is vry in die Here. Kerkstyl is kerkstyl. Jou voorkoms, en ek wil bietjie julle moet hierdie mooi hoor. Asseblief luister net baie mooi na my. Jou voorkoms. Ek lees vir julle. 1 Timoteus 2 vers 8. Ons sal seker Dinsdae aand 'n bietjie meer daaroor praat, maar dis my so belangrik hierdie. Ek lees vir julle iets uit die Bybel uit en luister mooi wat hier staan. En dink oor gravitasie en spoedgrens. Ek verwag. Party mense lees die Bybel en sê, dis Paulus wat hier praat, nie God nie. Okay? Fine. Ek verwag dat die manne, ek verwag van die mans, dat hulle op elke plek sal kom bid. Dis 'n verwagting. Met heilige hande omhoog. Gravitasie. Kom julle in leefgemeente in en steek julle hande op as ons sing? Almal van julle? Manne. Steek julle hande op? Staan nie. Dis die Bybel. Ek verwag dat manne sal kom bid met hulle hande omhoog. Dan sê hy, sonder woede, sonder rusie. Spoedgrens, gravitasie. Kan jy hom kom loof en prys sonder jou hand omhoog? Ja. Kan jy hom hier kom loof en prys met woede en rusie met almal om jou? Nee. Jy kan nie. Onmoontlik. Bly by die huis, staan buite. Jy kan nie. Gravitasie. Is dit 'n goeie idee om jou hande op te steek? Verseker. Is dit 'n goeie idee om nie hier te kom rusie maak nie? Nee, dis 'n God idee. Nou gaan ek met die vroutjies praat. Ek is so mal oor vroutjies, is julle reg? Hier kom julle sin. Manne, julle moet julle hande begin opsteek. Nee, julle moet ophou begin beklei met mekaar. Dis wat die Here vir my kom sê het in die week. Hier is wat hier staan vir vroutjies. So ook moet die vroue kan julle weet wat ek nou gaan lees. Versier, die mooiste gedeelte van ons skepping. So moet die vroutjies self versier met behoorlike kleredrag. Kom ons kyk net gou-gou. Ja, okay. Met behoorlike kleredrag. Dis nou die hande omhoog. Wie weet wat's behoorlike kleredrag? So van die kerke trek almal blou rokke aan. Almal trek dieselfde aan, die rokke is tot op die enkels. Dis ordentlike kleredrag. Tannie, jou rok is te kort, dis nie ordentlik nie. Wat beteken ordentlike kleredrag? Spoedgrens? Raai wat is die twee goed wat hy nou vir 'n vrou gaan sê wat nie 'n spoedgrens is nie? Beskeie en sober. Ek het nie die Bybel geskryf nie, tannies. Okay. Moenie wees net nigter. Wees beskeie. Moenie hier kom sit met jou skinder beswyme hart nie. Moenie hier kom sit onder die besoedeling van jou Twitter en WhatsApp en die wêreld wat jy so dop hou om jou nie. Moenie hier kom sit behep met die bedwelming van hierdie wêreld nie. En hey, dames, julle is die mooiste van ons skepping. Wees 'n bietjie beskeie. Dis nie 'n spoedgrens nie. Moenie die aandag op jouself trek nie. Hierdie plek gaan nie oor jou nie. Wees 'n bietjie beskeie. Dis gravitasie. Jy gaan so 'n hoë prys betaal as jy nie bietjie beskeie en sober kerk toe kom nie. En dan sê hy, so pas op, moenie kom met haarvlegsels en goud of parels of dierklere nie. Van julle, okay, nee, niemand hier het dierklere nie. Grappie. O, dit was lelik. Nee, julle hoor wat ek sê, julle hoor hoe mooi is hierdie. Ek hamer hier op, maar dis my belangrik want ek wil hê julle moet die hart van die Bybel begin raak lees. Ek wil hê julle moet begin raak lees dat oral in die Bybel kom God en hy sê, as jy te vinnig hier ry, gaan jy seer kry. Maar moenie mense oordeel van waar hulle in hulle lewe is en hoe hulle ry nie. Waarsku hulle teen gravitasie. Manne, niks woede in jou hart nie. Dames, dit gaan nie oor jou nie.
Dis baie belangrik. Kerk vorm byvoorbeeld, ek gaan net vinnig dit sê, ek gaan vinnig hier oor gaan Handelinge 20:20. Handelinge 20:20 sê, julle weet ook dat ek nooit weggeskram het van die waarheid, toe ek by julle gepreek het, dis die sinagoges, en julle in die openbaar toegespreek het, dis buite met 'n mikrofoon in die veld, en in julle huise onderrig het nie. Wat sê Paulus? Hy sê, ons het oor die waarheid gepraat, enige plek. Enige plek. Maar ons het die Bybel oopgemaak en ons het oor God gepraat. Ek het julle kom onderrig, weer eens, nie vir my kwaad raak nie, moenie kerk los nie, maar hoor net my hart, oor my hart. Wees versigtig as 'n klomp mense net by mekaar kom en dit 'n kerk noem, dit is nie 'n kerk nie. Daai versie wat 2 of 3 by mekaar kom, is niks, dit het nie te doen met wat is 'n kerk nie. Maar waar iemand kom sit en onderrig bring, 'n woord van die Here in hulle hart, en hulle kom studeer dit saam, en kom gee vir iemand onderrig oor iets, gestuur deur God om onderrig te gee, vorm iets soos 'n eklesia. Andersins is ons net 'n klomp mense wat praat oor God. Great, ons moet dit doen. Kom by mekaar in julle huise en bespreek julle godsdiens. Moet dit nie 'n kerk noem nie. En so wanneer dit oor kerkvorming kom, dan kom Paulus en sê, hey, ek het julle kom onderrig oor die waarheid, binne in julle geboue, buite onder bome, in julle huise, maar ons het onderrig en ek het nooit weggeskram. Ek as Paulus, apostel van die Here, gestuur deur God, om julle die waarheid te kom leer nie. Het jy sulke mense in jou lewe, as jy die hele tyd net by die huis sit? Het jy mense wat jou onderrig? Kerkvorming is nie 'n spoedgrens nie, dis gravitasie, maar hoe dit lyk, spoedgrens. Jy hoef nie in 'n gebou te gaan sit nie, maar jy moet verstaan wat kerk is. Laastens, ek wil maar net sê, daaglikse roetines, hier is maar net, ek gaan nie anders skiep, maar daaglikse roetines, Psalm 5 vers 4 sê, Here, in die oggend hoor U my stem. So in die oggend lê ek my saak voor U neer. God luister net na jou in die oggende. As jy nie in die oggende bid nie, gaan God jou nie hoor nie. Dis wat Psalm 5 vers 4 sê. Nee man. Nee, dis 'n spoedgrens. Dis 'n baie goeie idee. God luister nie net na jou in die oggend nie. Maar dis 'n baie goeie idee om dit te doen. Maar moet jy dit doen? Dis gravitasie. As jy dit nie doen nie, gaan jy hard val. Hoe lees ons die Bybel, pastoor? Met watse boek begin ons, pastoor? Hoe moet ons dit doen, pastoor? Spoedgrense en gravitasie. So, ek eindig. Daar's 2 gevare wat ek julle net van bewus wil maak binne in die kerk, en as jy bewus is daarvan, gaan dit jou help om vrede te bewaar in die kerk, en kerke wat nie van die Here af is nie raak te sien, en kerke wat van die Here af is, maar anders is as jy, te respekteer. 2 gevare, hoor my hart mooi, wettisisme en kompromie. Wettisisme is wanneer spoedbeperkings gravitasie word. Wettisisme. Markus 7 vers 8. Julle ignoreer God se opdrag en hou ten koste daarvan aan menslike tradisies vas. Is dit jy? Is daar sekere goed wat jou so pla oor die kerk, jy hou op kerk toe gaan? Want die dinge in die kerk pla jou so baie, dat jy bly maar by die huis? Jou menslike tradisies pla jou so baie, dat jy net God se opdrag ignoreer? Moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Soos die tyd aankom, moet julle al hoe meer mekaar aanmoedig. Nee, ons het nie lekker kerke in die dorp nie. Jou arrogante dwaas. Jy is besig om menslike tradisies, dinge wat vir jou lekker is, die enigste kerk het 'n klomp dromme en 'n smoke machine. Dan gaan sit jy daar en jy loof om tussen mense en jy gaan staan buite in die aanbidding miskien en sing in die foyer en kom in. Ek weet nie, ek het nie antwoorde vir jou nie, dis spoedbeperkings. Die punt wat ek vir jou probeer maak is, luister baie mooi, moenie jou aardse tradisies as God se wette voorhou nie. Jy gaan 'n prys betaal daarvoor. Pas op vir wettisisme. Jy moet so aantrek, jy moet so aanbid, jy moet so maak, jy moet dit doen. Nee, ek moet nie. Dis net 'n baie goeie idee. En dan die tweede gevaar is kompromie.
En kompromie is wanneer gravitasie word soos 'n spoedbeperking. Ja, dis gevaarlik. 2 Timoteus 4. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. So die eerste een is jy volg jou menslike tradisies en ignoreer die res. Die ander een is jy hoor die res en verander dit maar net in mooi motivational speaking. Wanneer preke motiverende sprekers word. Wanneer hierdie diens gaan oor jou huwelik, jou finansies en jou geluk en jou depressie, jou gesondheid en jou genesing. Wanneer hierdie die hooffunksie is van 'n Sondag, dan sê ek nou vir jou, pas op. Gravitasie en spoedbeperkings. Jy is besig om 'n kompromie aan te gaan met gravitasie. Jy gaan 'n duur prys betaal as jou valskerm nie oopmaak nie. As jy agterkom, jy is besig om op die kraans te speel met spoedbeperkings, maar jy staan nie meer met jou voete op die grond nie. Alle gelowe lei na God is so 'n voorbeeld. Die waarheid verander met kultuur, pastoor. Ek weet die Bybel sê dit, maar tye het verander. Jogg julle, leefgemeente, ons is nie so nie. Ons moenie so praat nie. Pas op vir hoe jy dink oor alkohol, dronkenskap, gravitasie. Pas op hoe jy met mense praat daaroor. Want dronkenskap is gravitasie. Sekere kosse, sekere leefpatrone, sekere musiek, aanbiddingstyle, geld, tiendes. Ek sal lankal oor my tyd. Maar weet jy, wanneer mense begin tiendes preek as gravitasie is, dan voel ek wil deur 'n muur hardloop. Wanneer mense begin maak asof God jou geld soek, asof hy beweeg wanneer jy genoeg geld vir hom gee, dan wil ek deur 'n muur hardloop. Ek kan nie in aanbidding staan nie, want ek is vol woede. Dis nie, tiendes is nie gravitasie nie. Vrygewigheid is gravitasie. As jy hier sit in 'n kerk wat nie oor geld praat nie, en jy's nie vrygewig nie, dan val jy van 'n kraans af, hoor die pastoor se hart. As jy nie ergens in jou lewe vrygewig is nie, gaan jy van 'n kraans afval. Want vrygewigheid is nie 'n spoedbeperking nie, dis gravitasie. Maar om te dink jou persentasie beïndruk die Here, wel dis 'n spoedbeperking. Goeie idee. Definitief nie lewe nie. Moraliteit, verskille tussen mans en vrouens, al hierdie dinge, God se ontwerp vir die huwelik en vir ons geslag, mans en vrouens, ons kultuur, ons Afrikaner wees. Ek eindig met hierdie versie, Lukas 20. Elkeen wat op hierdie klip val, wie is die klip? Jesus, die waarheid, God se gravitasie insig. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Dis so hard, Here. En as dit op iemand val, sal dit hom vergrys. Jy kan nie speel met gravitasie. Spoedbeperkings, kom ons praat daaroor. Gravitasie. Hoe onderskei jy die verskil? Ons sal bietjie daaroor praat, maar jy onderskei die verskil hoofsaaklik deur om te kyk. Is dit duidelik in die skrif? Daar's leermeesters belangrik en almal het seer gekry oor leermeesters wat nie meer reg leer nie, maar is dit duidelik in die skrif? Jy kan dit self gaan deursoek, spandeer net meer tyd as 2 sekondes daarin. Dus is dit duidelik in die skrif, dan is dit gravitasie. Gaan dit oor verlossing en God se natuur, dan is dit gravitasie. Gaan dit oor kultuur en wat is prakties en wat is mooi en wat is goed vir mensdom, dan is dit 10-10-1 net 'n spoedbeperking en is 'n baie goeie idee. So kyk na Jesus. Kyk hoe hy die spoedbeperkings wat mense voorgehou het as God se wette verbreek het. Kyk wat hy met die Sabbatdag gemaak het. Kyk wat hy gesê het oor geld. Kyk wat hy gesê het oor sondaars en hoe ons mense hanteer wat glad nie 'n spoedbeperking in hulle lewe eers het nie. Kyk hoe hy gewerk met die tollenaars en die prostituie en die bekende sondaars. Gaan kyk hoe hy gewerk met die dinge wat ons as spoedbeperkings, as God se wette voorhou, maar dis eintlik maar net
spoedbeperkings wat die mense nie gehoorsaam het nie. Gaan kyk daarna. Gaan kyk na die versies wat ek daar neergesit het. Matteus 23, kyk hy na pastore, Christene wat spoedbeperkings voorhou asof dit God se gravitasie is en hy sê, julle oorlaai die mense met absolute onmoontlike godsdienstige verpligtinge. Onmoontlik wat julle vir die mense daar buite vra. Maar julle self verroer nie 'n vinger om so te leef nie. Julle doen dit nie self nie, maar julle maak asof dit Christendom is. Die wêreld gaan wegdraai van jou godsdiens. Gaan kyk 'n bietjie wat sê Jesus. So vra jouself, leefgemeente, vra jouself, hou jy vas aan mensgemaakte reëls? Hoekom? Is dit goed vir jou? Is dit gravitasie? Kom preek 'n bietjie oor gravitasie. Moenie God se waarheid verruil vir 'n goeie idee nie. Ek seën julle met hierdie woorde van Jesus. Johannes 8. As julle in my woord bly, sê Jesus, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Christen, mag jy leer wat die waarheid is, sodat jy kan leef vir hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie titel. Hierdie titel wat mense oor ons uitgespreek het. Dankie Vader dat ons kan rondloop in hierdie wêreld en hierdie titel dra met ontzag, met respek. Maar as ons onsself Christene noem, dan moet ons ook kan sê dat ek die verskil ken tussen 'n goeie idee en wat is God. Here, help ons as Christene om te stoei met wat maak my 'n Christen. Sodat die wêreld 'n ongekompliseerde geloof kan sien. Asseblief, Here, kom o Gees van God en lei ons in die waarheid. Ons is so lief vir U. Mag ons as leefgemeente stoei met hierdie konsepte. Mag ons duidelikheid bring vir 'n verlore gaande wêreld. Seën ons in die week wat kom, Here. Rig ons voetstappe. En mag ons die liefde, die absolute liefde van die Vader, die totaal vrye gawe van genade deur sy Seun, en die wonderbaarlike voorreg van saam wees deur die Heilige Gees ervaar in hierdie week wat kom. In Jesus naam. Amen. En amen. Dankie kerk, kom ons gaan stoei met hierdie idees. Ek is so lief vir julle. Gaan stoei hiermee. Amen.